Goeiemôre. Vanoggend lees ons 2 Konings 1, die eerste 8 verse, dan 'n paar verse uit Psalm hoofstuk 9. 2 Konings 1 vanaf vers 1. Moab het hom na die dood van Agab teen Israel verset. Ahasia het deur die traliewerk van sy bofortrek in Samaria geval en is beseer. Hy het boodskappers gestuur met die opdrag: gaan doen navraag by Baal-Sebub, die god van Ekron, of ek van hierdie besering sal herstel. Die engel van die Here het egter vir Elia, die man uit Tisbe, gesê: maak gereed, gaan die koning van Samaria se boodskappers tegemoet en sê vir hulle: is dit omdat daar geen God in Israel is nie, dat julle op pad is om Baal-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg? Daarom, so sê die Here, daardie bed waarop jy geklim het, jy sal daarvan nie weer afklim nie, want jy gaan beslis sterf. Elia het toegegaan. Toe die boodskappers van Ahasia terugkom, vra hy vir hulle: nou hoekom het julle dan teruggekom? Hulle antwoord hom: 'n man het ons tegemoet gekom en vir ons gesê: gaan terug na die koning wat julle gestuur het en sê vir hom: so sê die Here, is dit omdat daar geen God in Israel is nie, dat u mense stuur om Baal-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg? Daarom, daardie bed waarop jy geklim het, jy sal daarvan nie weer afklim nie, want jy gaan beslis sterf. Die koning vra toe vir hulle: wat was kenmerkend van die man wat julle tegemoet gekom het en vir julle hierdie woorde gesê het? Hulle antwoord hom: dit was 'n man met 'n harige mantel en 'n leerskort om sy heupe gebind. Toe sê die koning: dit is Elia, die man uit Tisbe. Psalm 9, vers 9 en 10. Hy oordeel die wêreld in geregtigheid. Oor die nasies spreek hy reg met billikheid. Die Here sal 'n toevlugsoord wees vir die onderdrukte en 'n toevlugsoord in die tye van nood. Geliefdes, daar is 2 Afrikaanse spreekwoorde: aartjie na sy vaartjie en die appel val nie ver van die boom af nie. Albei hierdie spreekwoorde is waar met betrekking tot Ahasia, Agab se seun en Agab se opvolger. Ahasia se ernstige besering het hom nogal siek gelaat, as ons dit so kan stel. Hierdie koning is bekommerd oor sy toekoms en hy stuur boodskappers na Baal-Sebub, die Filistynse god van Ekron. Die boodskappers moet vir hierdie afgod gaan vra of hy as koning sal herstel. Almal wat die geskiedenis van Israel ken, sien alreeds die dwaasheid hierin. In die dae voordat die konings regeer het, was die Filistynse gode hulpeloos voor die ark van God van Israel. Gaan lees 1 Samuel hoofstuk 5. Die verteller beklemtoon die dwaasheid deur spottend die naam van die god Baal-Sebub, wat glorieryke Baal beteken, na ander weergawe wat Here van 'n vlieg, God van 'n vlieg beteken. Ja, dit wat Ahasia hier gedoen het, is eenvoudig net dwaas. Dit is ook eenvoudig sondig en dit is waarmee Elia hom konfronteer. Nie met die dwaasheid daarvan nie, maar met die sondigheid daarvan. Ahasia, sê Elia, jy lewe asof God nie bestaan nie. Ahasia, jy het die God van Israel verwerp. Dit is jou sonde. En dit is jou dwaasheid. En God se oordeel is dat Ahasia sekerlik sal sterf. 2 dinge wil ek vanoggend uitlig
om oor na te dink. Eerstens, na wie ons met ons probleme gaan, is 'n aanduiding van waar ons vertroue lê. Waarom is die Here God dikwels die laaste uitweg vir baie moeilikhede of moeilike Christene in moeilike omstandighede? Tweedens, moet ons raak sien, dit is duidelike goedhartigheid van die Here, wat Elia laat ingryp om Ahasia se dwaasheid en sonde af te weer. Weet jy, om die Here te ignoreer, laat die Here nie weggaan nie. Maar soms laat hy ons oor aan ons sonde. Maar wat 'n genade, wanneer hy ons in sy liefde en in sy genade gevange neem. Vraag is, hoe reageer 'n mens? Hoe het Ahasia op hierdie goedhartigheid gereageer dat die Here hom gewaarsku het? Vraag vandag wat ek en jy vandag kan nadink voor môre se oordeenking is, hoe reageer jy en ek daarop as God ons kom waarsku? Weet jy, ons moet bid dat ons die Here instinktief sal aanroep in tye van swaar kry en moeilikheid. In tye wanneer ons oortuig is van sonde en besorg is oor die toekoms of sommer maar net in nood is, ons moet hom instinktief aanroep. Maar ons moet ook vra dat die Here ons 'n sensitiwiteit sal gee, sodat wanneer die Heilige Gees ons oortuig dat ons op die verkeerde pad is, ons met bekering en dankbaarheid sal reageer. Kom ons vra dit vir die Here in gebed. Ons liefdevolle God, ons Hemelvader, Here, vanoggend kom bely ons dat ons so dikwels die oplossings vir ons probleme op ander plekke soek. Here, kom lei ons deur die Gees dat ons eerste deur, die eerste plek waarheen ons sal gaan, ons instik sal wees om U aan te roep. In moeilike tye, in tye van sonde, wanneer ons besorgd is, wanneer die toekoms donker lyk, Here, kom leer ons om U op te soek. Kom gee aan ons, Here, die wakkerheid, die helderheid, die sensitiwiteit, dat wanneer U Gees met ons praat, dat die Gees ons wys dat my lewe op 'n verkeerde pad is, dat ons met bekering en met dankbaarheid daarop sal reageer. Dankie, Here, dat ons dit in gebed kan vra, in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Volgens sing ons saam Psalm 46 vers 1 en vers 6.
Geliefdes, vir môreoggend lees ons saam 2 Konings 1 vers 9 tot 18. En dan Psalm 2 kan jy gerus gaan lees, ons gaan vers 10 tot 12 lees. 2 Konings 1 vers 9 tot 18 en dan Psalm 2 vers 10 tot 12, ons fokus môreoggend. Aan elkeen 'n geseënde dag, tot 6:00 môreoggend.